Goeiemôre vriende, my naam is Pieter van der Merwe. Ekskuus dat ek dit elke keer herhaal, dan mag iemand wees wat nie weet van my nie of die eerste keer kyk. U is baie welkom indien dit so is, en baie welkom ook aan al die ou kykers. Ons prys die Here vir die geleentheid dat ons nog oor sy wederkoms kan praat, oor die tye waarin ons lewe. Ons doen dit by hierdie kanaaltjie op die weg YouTube, so die van u wat die embleempie sien, sal dan weet, dis ons wat daar met mekaar praat. Baie welkom vanoggend. Ons het 'n baie belangrike onderwerp wat juis gaan oor die laaste dae, of as tema die laaste dae. Maar voor ons begin, kom ons bid net saam. Here, dankie. Dankie vir hierdie dag. Dankie Vader dat ons wonderlik u woord het as 'n wondergawe om te kan geniet, om te gebruik en om te weet, dis u woord. Here, ek prys u vanoggend dat daar by u geen skadu van omkering is nie. Here, dit wat u 3, 4, 5000 jaar terug voorspel het, staan steeds. En ons loof u dat ons dit kan sien in dinge rondom ons. Seën hierdie gesprekkie vandag en mag u naam verheerlik word. Amen. Vriende, soos ek gesê het, my temaatjie is die laaste dae. Nou, daar kan baie goed gesê word oor die laaste dae, en die hele term die laaste dae is nie altyd noodwendig net te doen met die heel laaste eindtyd gebeure nie. Dit kan ook dui op jy weet, 'n tydperk, kom ons sê nou maar die kerkse tydperk, of die messiaanse tydperk, of wat 'n mens dit nou ook kan noem, dat dit ook die einde daarvan kan beteken, met ander woorde van 'n era, wat verby is, of wat nog nie verby is nie. Nou goed, vir ons doel, vandag gaan ek praat oor die laaste dae, eerste net vinnig, net oorsigtelik, in die Ou Testament, net so 2 versies lees daar, en dan gaan ons oor na die Nuwe Testament toe, met tussenin so baie belangrike kyk, na wat nou in die wêreld aangaan, en hoe dit korrespondeer met wat die woord vir ons voorspel, spesifiek in die Nuwe Testament, en wat daar ook beskryf word as die laaste dae. Ek begin met Jesaja 2 vers 2 en 3. In die laaste dae sal die berg van die tempel van die Here die belangrikste plek op aarde word. Nasies sal daarheen stroom, baie volke sal kom en sê, kom, laat ons na die berg van die Here gaan, na die tempel van die God van Israel. Daar sal hy ons sy weë leer, sodat ons aan hom gehoorsaam kan wees, want uit Sion kom die instruksies en die woord van die Here uit Jerusalem. Vriende, as die Ou Testament praat van die laaste dae, soos ek gesê het, dit kan eras aandui, maar dan het dit eintlik, dink ek seker 90% te doen met die Jode en met Israel self. Soos ook hierdie een. Nou kan ons vir mekaar vra, hier staan, in die laaste dae sal die berg van die tempel van die Here die belangrikste plek op aarde word. Was dit al ooit so? Nee, dit was nog nie so nie. Met ander woorde, hierdie laaste dae sien op dit wat nog kom. Dit is wanneer die tempel, die Here Jesus self in die tempel gaan sit in Israel, en dat, soos dit hier staan, daar sal hy ons sy weë leer, sodat ons aan hom gehoorsaam kan wees. Dis 'n tyd wat kom, 'n wonderlike laaste dae uitsien. Ons sal self dit belewe, u en ek wat die Here Jesus ken en dien. Dan lees ek so verse uit Daniël 10 vers 14. Ek het gekom om vir jou te verduidelik wat in die laaste dae met jou volk sal gebeur. Die visioen het met daardie laaste dae te doen. Vriende, dit is uit Daniël uit. Dit gaan weer eens spesifiek, hy praat van jou volk, met ander woorde met die Jode, en oor die Jode. En dit sluit dan nou in die hoofstukkie na en so aan, jy weet, die antichris en verskriklike dinge wat gaan gebeur met Israel, waarvan ons nou reeds die voorloop, glo ek, sien. As ons gaan na die Nuwe Testament toe, vriende, wil ek nou eers begin, voor ons nou by woord kom, wil ek iets vertel of iets meer, dat ons kyk na 'n situasie of na 'n beweging wat hulle noem die woke beweging. En as ek hierdie goed nou gedoen het en deurgegaan het, dan gaan ons Nuwe Testament toe. En dan gaan kyk ons hoe korrespondeer dit hiermee en of dit nie ooreenstem nie. Nou die woke, ons het al hieroor gepraat, woke beteken om warm, ek het wakker geword, iets in die lyn, dis nou letterlike ding. Nou die woke gedagte of die woke
prinsip wat soos dit nou in die westerse wêreld veral aan die lig kom, het al vroeg begin, het in die 1900s al begin by progressiewe, spesifiek swart Amerikaners, wat jy weet in radikale rassegeregtigheid beweging inbeweeg het en beteken jy's ingelig, jy's geskool, jy's bewus van jou van die sosiale ongeregtigheid en rasseongelykheid en al die goed. Vriende, hierdie goed het intussen meer momentum gekry in die stigting van 2014 met die Black Lives Matter. Nou wil ek net dit by sê, vriende, dis nou lankal nie meer net Black Lives en jy weet, spesifiek swart mense, glad nie. Dit het daar begin, maar dit spoel oor die hele, veral die westerse wêreld, Amerika, Europa, hulle het waarskynlik verskillende name op verskillende lande vir hierdie verskynsel, maar dit is lankal nie meer swart, jy weet net swart mense nie, dit is totale bevolking kan 'n mens nou maar sê, situasie. Kom ons kyk so 'n bietjie nader hierna. Vriende, wokeness is voor enige wetenskaplike feite. Met ander woorde, wokeness is bokant dit. Geen wetenskaplike feit kan jou weer lê wat ek glo as 'n woke persoon nie. Met ander woorde, dit gaan mos nou oor ongelykheid en benadeling en al daardie goed. Dan kan jy nie vir die ouens sê, maar hoorie, dit wat jy nou van praat, is sê nou maar 5% van die bevolking wat hulle raak ongelooflik kwaad wanneer jy probeer hulle teengaan in terme van feite. So dis bokant feite gestel. Hulle kan nie redeneer of argumenteer nie, hulle is geweldig emosioneel. Enigeen wat met hulle verskil is dan nou uit die bose. Ek bedoel, hulle het die lig, hulle die waarheid, hulle wil die wêreld red en verander. En op die ou einde bring hulle die wêreld eintlik aan ongelooflike geweld en ongelooflike leuns wat die hele mensdom uiteindelik gaan aanraak op een of ander manier. Vriende, hulle bring geweld. Kom ons sê dit vir mekaar. Jy sal nooit sien waar daar optogte is van hierdie mense dat daar vrede is nie. Dit is 'n ongelooflike, arrogante openbaring van boosheid. Ek kan dit nie iets anders noem nie. Dis presies wat die woord van praat as wetteloosheid. Hulle verbeel hulle weet alles, hulle het al die regte kom hulle toe en almal wat verskil van hulle is, soos ons nou van hulle sê boos, sê hulle van ons dit so. Vriende, hierdie beweging bring toenemend onoorbrugbare verskille. Dis amper sê klowe tussen mense, tussen gemeenskappe. En dis absoluut satanies. Dis presies, en ons gaan nou 'n woord toe om te kyk hoe korrespondeer dit met wat die woord hiervan sê in die Nuwe Testament spesifiek. Ek het die afgelope week byvoorbeeld gekyk na aanhaling van Kamala Harris, wat ek dink sy het in 'n ateljee gesit in 'n gesprek met ander en hierdie vriendelike, vrolike, ons moet almal woke word. Almal in Amerika moet woke word. So die dinge word op die hoogste vlakke reeds gestoot en bevoordeel. Ons het geen idee die effek wat dit op die mensdom gaan hê nie. Mag die Here U en my bewaar dat ons nie op die einde in hierdie ding betrokke raak nie, want dan het ons die wegraping gemis. Vriende, hulle saak is die saak van redding vir die wêreld en daarom eien hulle vir hulle magte toe wat hulle verseker nie het nie. Nou goed, vriende, kom ons gaan woord toe. Ek begin hier by 2 Timoteus 3. Van hoofstuk 1 af en dan nou verder aan. Ek gaan dit nie lees nie, dit is 'n lang gedeelte. Jy kan dit gerus in die privaatheid gaan kyk en kyk wat is die ooreenkoms met dit wat ons vandag rondom ons sien. So ek noem net die basiese feite wat hier genoem word en op die manier gaan ons deur hierdie hoofstuk. Hulle het net hulle self en hulle geld lief. Vriende, as dit nie om ons die waarheid is nie, of 'n ongelooflik baie groot persentasie van mense nie, dan weet ek nie. Hulle is grootpraterig en arrogant. Mens kry dit veral onder politici, jy kry dit onder studenteleiers, jy kry dit in skole selfs. Dis ongelooflik hierdie arrogansie waarmee hierdie mense die wêreld benader. Hulle spot met God.
dis 'n absolute waarheid. Vriende, jy word uitgelag as jy sê ek is 'n kind van Jesus Christus of ek is 'n Christen selfs. Dit is 'n onwoord, 'n toenemende, ek wil amper sê 'n vloekwoord in hulle oë en hulle vat jou absoluut aan daaroor. Ek kan nie dink dat dit nie uiteindelik, ons moet onthou hierdie goed werk als heen na die merk van die dier en na die tyd van die antichrist op aarde. Hierdie is die voorbereiding daarvan. So dit wat as met God gespot word, of as daar met my as Christen gespot word, gaan dit in die tyd van die antichrist, die woord sê dit vir ons, waarskynlik uitloop op ons dood. Die wat nou nog hier is. Hulle is ongehoorsaam aan ouers, gaan iets meer daaroor sê nie, hulle is ondankbaar, met ander woorde, hulle is nooit tevrede nie, daar is altyd iets wat hulle mee ingedoen is, of daai tipe dinge, niks as heilig beskou nie, liefdeloos, onvergewingsgesind. Hulle belaster ander mense. Onthou, ek haal nou 2 Timoteus 3 hier uit. So onthou dit altyd in die agterkop. Dis nie Pieter van der Merwe, dis die woord wat hy praat. Jy kan dit self gaan kyk. Geen selfbeheersing nie, wreed wees, geen belangstelling het in wat goed is nie. Hulle verraai hulle vriende. Met ander woorde, my siening is voorop. Dis die belangrikste. En as jy van my verskil, ek kan seer gemaak word. Dis ongelooflik die haat waarmee hierdie mense verskille benader. Roekeloosheid, sê die woord, hooghartig, hoogmoedig, né? Plesier liewer hê as vir God, optree asof hulle godsdienstig is, ontken dit wat aan die Christelike godsdienst sy krag gee, en nie meer na gesonde onderrig luister nie, volg hulle eie begeertes, volg leermeesters wat net verkondig wat hulle self graag wil hoor. Interessant dat ou Paulus dit al vir Timoteus skryf, want dis presies wat gedoen word. Ag, en seker maar deur al die eeue so, maar veral in die laaste dae. Ek volg die ou wat ek dink reg is nie. Dis nie 'n ding van gaan sit en bid oor 'n ding. Wat is die Here se plan? Wat is die Here se weg met my lewe? Wat wil die woord hê moet ek glo? Wat is my verwysingraamwerk? Is dit daai ou met sy nonsens of is dit die woord van God? Dis besluite wat u en ek toenemend self moet neem. Hulle verwerp die waarheid en glo vreemde mites. Nou vriende, hierdie ding is absoluut waar ook binne die kerk van die Here. Verskeie kerke hardloop agter mites en gelowe aan, of halwe gelowe wat niks te doen het met die woord van die Here nie, of net iets klein uithaal en daarvan 'n teologie maak. Ons kan daaroor hoe lank praat. Nou kom ons gaan nou na die Nuwe Testament toe, en dan wil ek nou net hier so 'n versie of 2 lees, wat vir ons hierdie ding wys. Ek lees vir 1 Petrus 2 vers 17 tot 19. En hierdie is 'n beskrywing wat Petrus gee van hierdie mense. Nou hierdie is waarskynlik vir sy tyd bedoel, maar kyk net hoe ongelooflik ooreenstem dit met 2 Timoteus 3 en 4 waaruit ek net nou versies gehaal het, en met wat ons sien rondom ons ook, en ongelukkig so, ook binne die kerk. Hierdie mense is so min werd soos opgedroogde fonteine, soos miswolke wat deur die wind weggewaai word, vol belofte, maar daar kom niks van nie. Vir hulle wag die donkerste donkerte alreeds. Hulle is bombasties en praat onsin. Hulle gebruik die losbandige liste van die mense, natuurlike drange as lokaas, om die mense wat pas ontsnap het, van die wat op die verkeerde pad is, te verlei. Hulle beloof vryheid, maar is self slawe in diens van korrupsie. As iets jou in sy mag het, is jy mos sy slaaf. Hoe duidelik? Dit kan nie duideliker nie. Vriende, en dit is die situasie wat ons toenemend is, waarin ons kinders, wat in opleidingssentra is en in skole is, hierdie goed begin selfs in skole kop uitsteek. Het begin gewoonlik met rassegoed, jy weet, waar onwaarhede oor rassegoed verkondig word, en dan moet almal nou net hardloop en die hele volle waarheid dan, of sogenaamde waarheid verstaan. Vriende, ek sluit af met Lukas 21 vers 28. Nou hierdie versie is ek al baie vir u genoem. Ek glo dis 'n sleutelvers vir ons tyd waarin ons nou is.
Hierdie goed wat ek genoem het, ons wat in afwagting op die Here Jesus se kom haal van sy bruid, dis 'n sleutelversie. Wanneer, dis die Here Jesus self wat hier praat, wanneer hierdie dinge begin gebeur, staan dan vuur en regop, lig op julle koppe, want dan het julle verlossing naby gekom. Kan 'n mens dit helderder of duideliker sê? Dis 'n belofte uit die mond van die Here Jesus self. Vriende, dit sluit nou nie net wokeness in nie. Dit sluit als in wat in hierdie tye aan die gang is. Onmin, oorloë, vloede, rampe, geweldige goed wat die wêreld tref. Ek wil nog eendag bietjie daaroor praat 'n slag. Maar dit bring 'n vrede in die kinders van die Here. Ons is nie hier ongesiens nie. Die Here se oë is op ons elke dag. En net soos ons verlang om by hom te wees, glo ek verlang hy om ons by hom te hê, soos hy in Johannes 17 sê, ek vat hulle weg na waar ek is. Dit is 'n baie intieme woord uit die hart van God vir u en vir my. Kom ons bid saam. Here, ek prys U dat ons op hierdie manier altyd kan weet daar's hoop. Dankie dat kinders van die Here nooit moedeloos hoef te word of bang hoef te word nie. Here, ons het die anker en die anker is Jesus Christus. Mag U naam verheerlik word. Amen. Seën vir julle, hoor.